Goeienaand broers en susters, baie welkom by vanaand se aanddiens. Dit is ons 5de Pinksterdiens, ons is oor die hond se rug. En dit beteken nie dat die Here al klaar met ons gesels is hierdie week nie. Kom ons bid saam en dan vra ons vir die Here om daar waar ons is, ook met ons 'n ontmoeting te hê vanaand. Ons Here, ons bid vanaand saam met 'n klomp verskillende gemeentes reg oor die land, meer as een kerkverband, Here, wat die koms van U Heilige Gees vier. Here, help ons asseblief om dit wat U vanaand spesifiek vir ons wil sê, dat ons dit mag hoor. Amen. Ek lees vir ons vanaand Efesiërs 4, en ek lees vers 1 tot 6. Ek het dit hierso in bladsy 229 in die Nuwe Testament. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is waardig is, deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde te verdra, en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. Een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Ons begin vanaand met 'n diep filosofiese vraag. Wat is die verskil tussen 'n breedie en 'n potjie? Brasse van die Kaap het vir ons gelieg, julle. Jy maak daai potjie, jy proe daai potjie, maar jy is nie veronderstel om daai potjie te roer nie. Ons het by die kweekskool in Stellenbosch elke jaar het ons 'n potjiekos kompetisie gehad. Ek was altyd saam met die een oom in 'n span en die oom is nou was toe jonger as wat ek nou is. Toe ek hom gesê het oom. Maar hy het ons elke jaar herinner. As jy die pot roer, dan beteken dit die pot is klaar. Dan kan jy lekker roer, voor die tyd los jy die pot, maar as hy klaar is, dan kan jy hom lekker meng. Ons weet ook, jy kan nie verf nie. Jy kan nie sement of koek maak, sonder om deeglik te meng nie. Party goeders moet jy meng. Deel van wat die vergadering van Nicea so spesiaal gemaak het, is dat dit so geweldig inklusief was. Dit was 'n baie groot vergadering gewees. Verbeel jou 'n algemene synode op steroïdes. Daar was verteenwoordigers gewees van gemeentes uit die hele Romeinse Ryk. Nou dis baie groter as net Suid-Afrika. Die Oos en die Wes Romeinse Ryk saam was baie groot gewees. Daar was 'n biskop van Hispanië in die weste, wat vandag Spanje is, en daar was 'n ander een uit Skythië in die ooste, wat vandag dele van Rusland en Oekraïne is. So die 200 plus afgevaardigdes van die vergadering van Nicea het van heinde en ver gekom en hulle kon dit doen om saam te gesels oor Jesus. En dit was ook feitelik hoe ver die kerk gestrek het in daardie tyd. As ons vandag Nicea weer moet hou, sou ons die Amerikaners en die Nieu-Seelanders moet nooi en ons sou moet soek in Groenland vir mense en ons sal die navorsers in Antarktika moet saambring. Hoekom was dit so gepas dat 'n vergadering soos die gehou is? Hoekom kon die Atheners nie maar glo soos wat hulle wou en die mense van Kaïro weer soos wat hulle wou nie? Hoekom was dit nodig vir een groot vergadering? Dinsdag aand het ons geraak aan modernisme en aan postmodernisme, dis twee tydsgeeste. Modernisme het al begin glo dat op my eie kan ek enigiets reg kry. Postmodernisme het toe begin voorstel dat ek kan my eie waarheid hê. Die kerk in die 4de eeu het die waarde van om 'n geloofsfamilie te wees beter verstaan as wat gelowiges dit vandag verstaan. Hulle het dalk beter geluister na Paulus se woorde in Efesiërs 4. Ons lees van een liggaam,
een Gees, een Here, een geloof, een doop. Dit was 'n goeie tyd gewees vir Jesus se kerk. Ons kon nog eerlik sê, ons is een kerk. Ons was een groot lekker vrugteslaai gewees. Toe kom die groot skering in die 11de eeu en Oos en Wes vorm die ortodokse en die katholieke kerk. Toe haal ons die Perskus uit. Toe rol die 16de eeu in en ons kry katholiek en protestant. Toe gooi ons die kerksies weg. Die vaagweg Hollandse kerk wat in Suid-Afrika aangekom het, skeur toe in die NG Kerk en die hervormde kerk. Toe het ons besluit ons gaan nou die arbeie vat. Dis nie meer deel van die slaai nie, ons gaan die arbeie uitgooi. En toe oor 'n paar jaar, van 1859 tot 1947, skeur die NG Kerk nie in 2 nie, maar sommer in 4. NG Kerk in Afrika, NG Sendingkerk en die Reformed Church in Africa. Weg is die druiwe, weg is die bessies en weg is die kiwivrugte. Vandag is daar 352 kerkverbande in die Wêreldraad van Kerke. En dis nie die groot kerkverbande. Dit sluit nou al die miljoene huiskerke uit. En dis 'n skande. Ons het vir onsself oorgelos net 'n klein stukkie appel. Dis 'n lekker stukkie appel, moenie 'n fout maak nie. Maar dit kon 'n groot bond vrugteslaai gewees het. En ek dink die kerk se onderrok hang uit julle. As die mense van geloof nie meer vir mekaar kan sien nie. Wat ek hoop het ongelowiges om met oop arms ontvang te word by die kerk. Ons bely ons is deel van een kerk, maar lewe ons asof ons is. Die volgende stelling oor die kerk wat Sia bely, is dat ons 'n heilige kerk is. Nou elke aand met Pinkster, dan is daar een van die onderwerpe wat 'n moeilike aand veroorsaak. Ek het gedink gisteraand se gesprek oor lyding was die moeilike aand geweest, maar daai aand is vanaand. Vanaand se gesprek oor aanvaarding en oor verdraagsaamheid is moeiliker om te hoor as dat die Here by ons is ook in ons lyding. Maar gelukkig is daar hierdie ligpuntjie van die heilige kerk. Dis die wonderlikste deel van vanaand se belydenis. Nou ek is dood ernstig as ek sê ons is heilig en dit het nie veel met onsself uit te waai nie. Een van die aande hierdie week het ek na die Pinksterdiens, ek het by 'n paar tannies gesit en hulle was besig om te gesels oor verskillende bloedgroepe. Ek was besig om te kyk hoe vinnig ek hoeveel sop in my gesig kan inkry, maar hulle het gesels oor bloedgroepe. Nou my ma se bloed is O positief en my pa was ook O positief gewees. Ek weet ek en Tannie Maggie en Tannie Tersia, ons is almal O negatief. Ons kan vir almal bloed gee, maar ons kan net by ander O negatiewe mense bloed ontvang. Dis diegene wat ons gekry het by ons biologiese ouers. Dit is lankal al bepaal, dis lankal al vasgestel en ja, ek het gekyk, jy kan O negatief wees, selfs al is beide jou ouers O positief. Ek kan nie my bloedgroep verander en bly lewe nie. So ek is O negatief vir altyd. As ek al my bloed uithaal en ek pomp nuwe bloed in, gaan nie werk nie. Ek is O negatief tot ek dood gaan die dag. Maar die kerk is dit dieselfde. En as ons vanaand praat oor die kerk, dan praat ons nou nie van die kerkgebou nie, asseblief nie. Ons praat van die mense wat glo in Jesus. Dis nie ons wat onsself heilig maak nie. Ons is maar die gemeenskap van die heiliges, net oor wat die Heilige Gees in ons doen. En dis 'n wonderlike skuld, teen daai stemmetjie wat vir ons sê, ons is miskien nie goed genoeg nie. Ons het miskien al te veel droog gemaak in die verlede vir mense om ons ernstig op te neem. Maar dit beteken dat selfs al maak ons later vanaand nog 'n fout, môre mag ons weer probeer. As ek nou 'n sonde pleeg, dan kan ek later
Hier probeer om heilig te wees. Dis nooit te laat om oor te begin as 'n disipel nie, juis omdat ons vergewe is. Dis dalk nie die beste iets vir ons getuienis nie, maar dit hoef ons nie af te sit nie. Ons heiligheid, deur die Gees wat in ons is, dit is klaar verseker. Ek dink dis die beste nuus ooit. Die derde stelling wat ons met Nicea bely oor die kerk, is dat ons 'n algemene kerk is. Hoekom is ons 'n algemene kerk? Wat maak ons juis algemeen? Hoekom is ons nie 'n spesifieke kerk nie? Ons is 'n algemene kerk omdat die kerk oop is vir enige iemand wat in Jesus glo. Ons kan nie regtig sê ons is net die Victoria Weskerk of ons is net die Afrikaans sprekende kerk nie, want die kerk is deel van 'n groot geheel. Nou weet julle wat beteken die woord katoliek letterlik? Dit kom van Grieks af, dit beteken volgens die geheel. Baie interessant. Die taal wat die belydenis van Nicea gebruik, waar ons kry algemene kerk, dit is ook katoliek. Ons bely een algemene kerk, ons bely een katolieke kerk. Dis dieselfde ding, dit het niks met die Rooms-Katolieke kerk uit te maak nie. Maar wat dit so moeilik maak om te praat van een katolieke kerk, een algemene kerk, is dat daar is erkende, gevestigde tradisies, en nou bots hierdie tradisies met mekaar. Nou vra ons maar, wie is dan nou reg? Ons manier van ding en glo is maar een deel van 'n groter geheel. En vir my persoonlik is dit baie moeilik om te aanvaar. Is moeilik vir my. Want jy probeer jou hele bediening lank verantwoordelik met die Bybel omgaan. Jy kry dit nie altyd reg nie, maar jy probeer jou bes. En dan sien jy wat ander mense partykeer kwytraak en dan wonder jy, maar wat maak ek nog? Want dit beteken die baptis, wat dan mense toe gaan en sê, maar hulle is te sondig vir die gemeente, hulle is nou afgesny van die gemeente. Daai baptis verstaan iets van God. Dit beteken die Afrikaan wat sê, maar Koning Charles is die gouverneur van die kerk. Daai persoon weet iets, en dis iets belangriks. Dit beteken die pastoor wat die lidmate met die vleegif sproei, is deel van die familie. Dit beteken hulle is waardevol, ons kan hulle nie afmaak as mal mense nie. So of iemand net glo in die groot doop, of in die celibaat-amp, of in die kollekte emmers, dis ons familie. En ons kan nie vrugteslaai wees. Ons kan nie potjiekos wees, sonder om te erken dat al die bestanddele nie dieselfde kan wees nie. Dan is ons net weer terug by die een stukkie appel. Ons hoef nie saam te stem met almal nie. Ons hoef nie te sê, maar ons gaan nou ook begin om onsself in vleegif te spuit nie. Maar die daarvan om enige iemand wat anders dink as ons, enige ander kerkverband as 'n sekte af te skryf, daai hoort in die verlede. In 1990, ek kan dit nie onthou nie, maar ek was al gebore, toe die NG Kerk vir die eerste keer die AGS erken as 'n Christelike kerkverband. Voordat het ons die AGS as 'n sekte beskou. Wat 'n vernietiging is dit nie? Dis ons broers en susters. Ons moet leer, al is dit net vir ons eie beswil, om mense te omarm en te verdra, al verskil hulle van ons. Ons bely ons is 'n algemene kerk, maar lewe ons asof ons is. Die vierde stelling is die laaste stelling, wat Nicea bely oor die kerk. En dit is dat die kerk gegrond is op die leer van die apostels. En is dit nie 'n vreemde plek om die lyn te trek nie? Ons is nie gegrond op die leer van die woord nie van die profete nie. Ons bely nie eers in besonder dat ons in die leer van Jesus gegrond is nie, maar die apostels. En apostel is ook nie 'n waterdigte term nie. Baie mense verstaan dit baie anders. Judas was 'n apostel. Sal ons die leer van Judas volg? Ek hoop nie so nie. Nathanael was 'n apostel. Wonderlike apostel. Ek het een van sy programme gekyk die ander dag. Hy en sy broer Erik het baie lekker kos gemaak. Die ou was baie snaaks geweest. Hy het geklink asof sy stem bietjie seer is. Hy het nie baie van
disipelskap eintlik gepraat nie. Ek wonder of dit nie dalk die verkeerde Nathanael is nie. Hoe sal ek nou weet? Maar wat is 'n apostel? Daar was 12 ouens in die evangelies, wat oral vir ten minste 3 jaar agter Jesus aangeloop het. Daar waar Jesus was, daar was hulle ook. En as ek van hulle praat vandag, dan praat ek gewoonlik van die apostels eerder as van die disipels. En ek doen dit, want Jesus het in sy tyd op aarde, het hy al klaar honderde disipels gehad. Daar was 'n klomp mense wat agter Jesus aangeloop het. En as jy agter Jesus aangeloop het, as jy 'n volgeling is van Jesus, dan is jy 'n disipel. Maria, Magda en Lazarus, hulle was nie deel van die 12 gewees nie, maar hulle was ook disipels van Jesus gewees. Maria Magdalena is nog een, baie belangrike een. Sy was 'n disipel. Maar dis maar my manier om die Bybel te verduidelik. Dis my manier om ons te herinner daaraan dat ons ook disipels is van Jesus. Maar nou vra ek vir ons, weet 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf, wat nie een van die 12 apostels was nie. Paulus het 'n hele klomp van die briewe geskryf. Waarskynlik ook vanaand se brief aan die Efesiërs. So moet ons nou vir Paulus uitgooi, omdat hy nie 'n 12 apostel was nie? Moet ons nou net Petrus en Johannes lees? Nee. Disipel beteken volgeling, en Jesus het baie volgelinge gehad. Apostel, soos wat ons dit vanaand bespreek, beteken uitgestuurde. Dit is letterlik wat die woord beteken in Grieks. Jesus het ook baie van hulle gehad. Op een stadium lees ons in Lukas 10, stuur Jesus 72 disipels uit, maar iemand wat 'n uitgestuurde is per definisie ook 'n apostel. So julle sien daar's 'n bietjie van 'n dubbelsinnigheid in die woord. So om te praat van 'n apostoliese kerk is bloot om van 'n gestuurde kerk te praat. Die kerk was nog nooit 'n organisasie wat terwille van haar lidmate bestaan het nie. Ons is nie om mekaar gelukkig te hou nie. Ons word in die wêreld ingestuur. En dis in 'n sekere sin baie moeiliker vandag. Want in Paulus se tyd was dit maklik om iemand in die hande te kry wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Vandag in Victoria Wes gaan dit baars. Ons is 'n diep gelowige gemeenskap. So eerder as wat ons vir mense sê God het hulle lief, moet ons dit vir hulle wys. En dit kan enige vorm aanneem. Ons bely ons is 'n gestuurde kerk. Dan lewe ons asof ons is. Op hierdie stadium is ons vrugteslaai 'n bietjie eentonige appel. Ons potjiekos is 'n ei wat ons geskil het en braai op die vuur. Maar dit hoef nie so te bly nie. Efesiërs 4 herinner ons dat ons eintlik meer in gemeen het met vreemdelinge in die kerk as wat ons dink. Dieselfde Heilige Gees lewe in almal van ons. Nesia help ons onthou dat ons wel een is. Ons is wel heilig, algemeen en gestuur. God het al die lekker vrugte in die mengbak gegooi. God het die vuur aangesteek en al die potjiekos ingesit. Nou moet ons gaan meng. Amen. Ons huiswerk vir môre aand is om een foto te neem van iets wat beter is omdat dit gemeng is. Dink aan hoe die verskillende elemente mekaar komplementeer. Neem daai foto op die foon, bring dit saam, en dan gaan ons vir mekaar wys wat het ons afgeneem en hoekom is dit beter omdat dit gemeng is. Wys vir ons hoekom is vrugteslaai lekkerder as een stuk appel en dink aan wat ons verloor as ons net met ons eie damse gaanse meng. Amen. Ons Here, ons loof U vanaand daarvoor dat U vir soveel verskillende mense lief is en dat U vir soveel verskillende mense op verskillende plekke en in verskillende tradisies lief kan wees. Dat U een Gees groot en liefdevol en magtig genoeg is om die wêreldwye kerk te beweeg, Here. Help ons om van ons kant af ook deel te neem aan hierdie vrugteslaai, Here.
dat ons ook ons bydra lewer op die publieke terrein en tussen verskillende kerkverbande, dat ons nie net bang sal wees vir mense wat anders maak as ons nie. Here, ons weet, die Gees het die mag om in die wêreld meer van 'n vrugteslaai te maak en minder van 'n aparte vrugtebol.